Vandat ek kan onthou, het my ma 'n groentetuin gehad in die verskillende plekke waar ons gebly het. En sy het gewoonlik haar groente in rye geplant. En dan aan die begin van elke ry of elke groep van rye, dan het sy die pakkie waarin die saad was wat sy gekoop het by die winkel en wat sy geplant het sy daar gaan opsit. En daar gaan plant basies. En hierdie was haar manier, dankie aan jou. Hierdie was haar manier om te onthou waar sy wat se saad geplant het. Waar sy wat geplant het. Nou as daar in die ry met die pakkie van die tomaties mielies opkom en in die ry van waar die pakkie het met die mielies tomaties opkom, wat weet ons? Ons weet ons het die twee pakkies omgeruil. Ons dink nie, weet jy wat, die saad het hierdie jaar besluit, hulle gaan anders werk. Jy weet, hierdie tomatiesaadjie word nou mielie en hierdie mieliespit word nou 'n tomatieplantjie nie. Ja, ons weet ons het die fout gemaak. Want die tomatiesaad kan net 'n tomatieplant word en die mieliepit kan net 'n mielie word. Dit kan nie aan die ander kant om gebeur nie. Die saadjie wat gesaai word, dit is die plantjie wat sal opkom. En vandag kyk ons na dit is ons beginsel vandag. Saai en maai. Galasiërs 6 vers 7 tot 10. Kom ons lees dit saam. Galasiërs 6 vers 7. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. En dit klink amper soos hierdie stuk wat ons nou net gelees het uit Jeremia uit. Want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So dis ons opskrif vir vandag, saai en maai. Nou jy kan dalk hierso sit en jy kan sê, wel, hoekom moet ek luister? Ek is nie ou wat hou van groentetuine en plante en sulke dinge nie. So hoekom moet jy wakker bly? Hoekom moet jy oplet? Hoekom moet jy hoor en gaan toepas? Eerstens, want hierdie is een van die gedeeltes in die Bybel waar daar baie verwarring en vals lering oor is. Hierdie spesifieke gedeelte. Jy is of al reeds beïnvloed deur daai vals lering, so jy dink al klaar verkeerd oor dit, of jy gaan iemand anders te raakloop wat verkeerd dink in hierdie area. En jy gaan ernstig daardeur beïnvloed kan word. So jy moet luister, jy moet leer. Want jy is of self verwar of jy gaan iemand anders te raakloop wat verwar is en dan moet jy daai persoon kan reghelp. Tweedens, moet jy luister want kyk hoe begin Paulus hierdie gedeelte. Hy sê dan vers 7: Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. Moenie dwaal nie. Nou met hierdie stelling is Paulus besig om hierdie hele groter gedeelte tot 'n einde te bring, tot 'n slotsom te bring. Hierdie 4 verse sluit dus die hele gedeelte wat al in hoofstuk 5 vers 13 begin het, sluit dit af. Dis die klimaks van daai gedeelte. Hy is besig om die hele gedeelte nou saam te vat en te eindig. En reg deur hierdie gedeelte van hoofstuk 5 vers 13 af, is daar 2 opsies. Daar's 2 lande, daar's 2 paaie wat jy kan vat. Daar is die pad van liefde, wat jou naaste dien uit liefde, of daar is die pad wat jou naaste hap met jou woorde, met jou kommunikasie. Die liefde, 5 vers 13 en 14, die woorde, 5 vers 15. Daar is die pad wat wandel in die gees, en sy wandel ook hier voorrond. Dit is in 5 vers 16a. En dan is daar die pad wat wandel, of wat die pad van wat die vlees bevredig. Dis vers 5 vers 16b. So of jy kan wandel in die gees, of jy kan nie vlees bevredig. 2 opsies. Daar is die pad wat deur die gees gelei word, of daar is die pad wat deur die vlees verlei word.
5 vers 18. Daar is die pad wat die vrug van die Gees kweek, 5 vers 22 en 23, of daar is die pad wat die werke van die vlees doen, die werke van die vlees bevredig. 5 vers 19 tot 21. Daar is die pad wat die wat geval het, ophelp en restoreer, 6 vers 1, en daar is die pad wat sê, wel ek is soveel beter as hierdie persoon wat geval het. Hoe kon hy so geval het? Hoogmoed. Daar is die pad wat ander mense se laste dra, 6 vers 2, en dan is die pad wat sê, wel ek is te belangrik, ek gaan my nie self bemoei met ander mense se probleme nie. Hulle moet hulle eie laste dra, 6 vers 3. Daar is die pad waar jy jouself meet teen God se standaard, en daar is die pad wat jy jouself meet teen ander, en dink, ek is wonderlik. Kyk net hoe goed is ek. En hierdie is die twee opsies wat Paulus in gedagte het, en wat ons gedagte het, wanneer hy kom by hierdie waarskuwing. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. So Paulus se punt is dit is maklik hierso, in hierdie areas, om die pad byster te raak. Dit is maklik om te dwaal. Ons moet versigtig wees dat ons nie in hierdie area dwaal of mislei word nie. En daai woord dwaal kan ook beteken mislei. Die woord word gebruik op twee verskillende maniere. Die een is van skape wat dwaal. Matteus 18 vers 12 sien ons daai gebruik. Maar dit kan ook gebruik word van vals leraars wat ander mense mislei of wat self verlei is. 2 Timoteus 3 vers 13 sien ons daai gebruik. So die woord het altyd daai idees van jy dwaal weg, jy gaan die pad byster, of jy is mislei of jy mislei ander mense. Jy verlei hulle. So dit kan hierso ook al twee daai betekenisse hê. Dus kan jy verlei word deur iemand anderste, of jy kan verlei word deur jouself. So jy dwaal van die pad af, jy gaan van koers af, omdat jy verlei is deur iemand anderste, of omdat jy verlei is deur jouself. So Paulus sê dus, moenie jouself mislei nie, moet ook nie deur ander mislei word nie, God laat hom nie bespot nie. Dis wat hy sê. Maar hoe kan jy mislei word of jouself mislei in hierdie konteks, in hierdie gedeelte? Jy is mislei as jy dink, jy kan maar die pad van die vlees loop. Jy kan maar die vlees bevredig en dit gaan aanhou goed gaan. Dan is jy mislei. Jy is mislei as jy dink die pad van die vlees is die pad van ware geluk. Jy is mislei as jy dink jy kan saai in die vlees, maar dan nog steeds die vrug van die Gees maai. Dan is jy mislei. Maar bo alles, konteks hierso, is jy mislei wanneer jy jouself voorhou en voorgee vir iets geestelik, vir iemand wat in die Gees wandel, wat wonderlik is. En terselfdertyd is jy eintlik besig om die hele tyd in die vlees te saai. Jy's vals. Dis die groter manier en die groter probleem hierso jy jouself kan mislei. En in die wyeer konteks van die boek kan jy ook jouself mislei deur om te dink jy red jouself deur werke, wanneer redding net is deur geloof in Jesus Christus alleen. En hierdie woorde, God laat hom nie bespot nie, gee vir ons die idee dat die persoon wat homself mislei, is die een wat voorgee dat hy vir God lewe. Die mense weet nie. Die mense om hom kom nie agter nie. Die mense dink hy is wonderlik. Dink hy is 'n geestelike persoon. Hy gee voor hy lewe vir God. Hy gee voor hy lewe vir ander, maar eintlik lewe hy net vir homself. Dis wanneer jy besig is om God te probeer bespot. En hierdie woord bespot is letterlik om jou neus te lig en dan te blaas. En ek het nie idee hoe hierdie gaan uitkom oor die mikrofoon nie, want hy's net hierso. Maar dis die idee van dis bespot. Dis letterlik wat dit beteken, as jy
Disgusted. So jy het 'n afskie in God. Jy blaas jou neus vir hom. God laat hom nie so bespot nie. God laat hom nie so verafskie deur dit wat werklik in jou lewe aangaan nie. Hy sien verby die buitekant, hy weet presies wat in die binnekant aangaan. En God het beginsels in hierdie wêreld ingebou wat dit duidelik maak, jy kan hom nie so bespot nie en daarmee wegkom nie. God het, luister maar, hy het beginsels in hierdie wêreld ingebou dat dit gaan nie werk nie, jy gaan nie aanhou daarmee wegkom nie. En dis wat Paulus hier vir ons sê. En dit bring ons by ons eerste punt. Die beginsel van saai en maai. Paulus skryf, God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. En die beginsel is baie duidelik in die natuur. Die saadjie wat jy in die grond druk, daardie selfde saad sal jy oes. As jy mieliepitte in die grond druk op die ou ende, wat oes jy? Mieliepitte. Nie koring nie. En as jy koring plant, dan gaan jy koring oes. As jy dissels en onkruid plant, dan gaan jy dissels en onkruid oes. Dis hierdie selfde beginsel wat my ma gebruik het deur om die pakkie voor aan die ry te sit. As hierdie is wat ek hier gesaai, dan weet ek wat hier gaan opkom. As daar tomatiese plant is, dan sal daar tomaties opkom. Nie mielies nie. En Paulus maak dit baie duidelik dat, en kyk mooi na sy woorde, hy sê dat net wat die mens saai, dit, daardie spesifieke ene, en net dit alleen sal hy ook maai. Net wat die mens saai, dit sal hy maai. En hierdie beginsel is vas, dis orals. Dit is so swaartekrag. Dit geld vir almal. Dit neem nie die persoon wat die saaiwerk doen in ag nie. Of ek die saadjie in die grond gedruk het, of jy die saadjie in die grond gedruk het, selfde plant gaan opkom. Ek mag dalk net om beter besorg en hy mag dalk groei as jy nie hou van tuin maak nie. Maar die beginsel tel vir almal. En hierdie beginsel is nie net van toepassing in boerdery nie. Dit is ook van toepassing net in die lewe in die algemeen. As jy hardwerkendheid saai, dan gaan jy gewoonlik goeie punte maai. As jy getrouheid saai, dan sê jy gewoonlik bevordering maai. Of mense sal makliker iets jou toevertrou aan jou. Want jy is betroubaar. Maar in hierdie wêreld is dit nie 'n absolute beginsel nie, want ons lewe in 'n sondige wêreld. Dinge gebeur nie altyd soos wat dit moet nie. Maar dit is 'n beginsel wat waar is en is 'n beginsel wat ons vir ons kinders moet leer dat dit wat jy insit en dit wat jy besig is om jouself mee besig te hou en wat jy doen, het nagevolge. Maar dis ook van toepassing moreel. As jy waarheid en eerlikheid saai, dan sal jy 'n goeie karakter maai. En ons kan so aangaan. En hierdie is ook van toepassing geestelik. En dis wat Paulus hier doen. Kyk na vers 8. Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. En dit is ons tweede punt. Die toepassing van hierdie beginsel van saai en maai. Paulus gaan hierso en hy pas hierdie beginsel wat hy in vers 7 vasgelê het, gaan hy en hy pas dit toe op twee paaie. Op twee opsies. En dis die twee paaie wat ons gesien het in die hele vorige gedeelte, vanaf 5 vers 13 regdeur. So jy kan nie jou eie idees en konsepte hier kom inlees nie. Ons weet presies wat die vlees en wat die gees is hierso. Aan die een kant het jy die opsie van die vlees en aan die ander kant het jy die opsie van die gees. En Paulus gebruik 'n interessante voorsetsel hierso. Die manier hoe hy dit skryf is baie interessant. Hy skryf, hy wat in sy vlees saai, en dan skryf hy, maar hy wat in die gees saai. Met hierdie voorsetsel dra Paulus moontlik die hele idee van boerdery oor.
Hy is besig om my prentjie oor te bring, maar nou na die geestelike kant toe. So die prentjie is, jy saai of in die land van die vlees, of jy saai in die land van die gees. En dis al voor die 83 het vertaal het. Hulle bring hierdie prentjie mooi oor. Die 83 lees soos volg: Wie op die akker van sy sondige natuur saai. Die akker van sy sondige natuur. Dis hoe hulle daai woord in vertaal het. Maar wie op die akker van die gees saai. So jy het 2 lande, 2 akkers waarin jy kan saai, of waarop jy kan saai. Maar hierdie voorsetsel het ook so bietjie meer wat dit saam met dit bring. Dit het ook die idee dat jy saai tot voordeel van die vlees of die gees, of jy saai tot bevrediging van die vlees en die gees. So om te saai in die land van die vlees, luister mooi, is om in jou begeertes, jou gedagtes, jou aksies, die vlees te bevoordeel en die vlees te bevredig. Dis wat dit beteken om in daai land te saai. Of jy kan in die land van die gees saai, dan beteken dit om in jou begeertes, jou gedagtes, jou aksies, die gees te bevoordeel en die gees te bevredig. So as jy in die land van die vlees saai, dan is dit om die werke van die vlees te doen. Dit is om die begeertes van die vlees net te laat vervul. En in hierdie konteks is dit hierdie verskillende sondes wat hy opgenoem het onder die werke van die vlees. Maar baie spesifiek is dit hoogmoed. Hy is besig om hoogmoed aan te spreek in 5 vers 15, in die laaste vers van hoofstuk 5, in 6 vers 3, einde van 6 vers 1. Dis om hoogmoedig te wees en dink jy is beter as ander en jouself te gaan meet teen ander. Dis om nie bereid te wees om dan hulle laste te gaan dra nie. Of as hulle geval het, in plaas van hulle op te help en hulle restoreer, gaan jy en jy veroordeel hulle. Dis om die vlees te saai. En die beginsel is dan, as jy in die vlees saai, wat verwag jy gaan opkom? Wat verwag jy gaan jy oes? Wat gaan jy maai? Vlees. Maar kyk hoe skryf Paulus dit, hy draai dit net so bietjie. Hy sê, hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. So hy verderf, hy maai nie net vlees nie, hy maai verderf, hy kry die oes van verderf. En Paulus sê, uit die vlees verderf maai. Hierdie voorsetsel het die idee dat die vlees betaal net terug dit wat aan hom gegee is. Jy het gegaan en jy het in hom gaan belê. Jy het gegaan en jy het vir hom saad gegee en hy betaal jou net terug. Hy gee jou net die oes. Hy gee jou net die loon. Hy gee jou die opbrengs. Jy sal uit die vlees verderf maai. So hy gee vir jou, hy lewer vir jou oes op hierdie vlees. Maar hierdie oes, hierdie opbrengs wil jy nie hê nie. Jy wil nie hierheen ontvang nie. Want hy sê spesifiek, jy sal verderf maai. En verderf verwys na dit wat agteruit gaan. Ons gaan vanmiddag by die jong volwassenes 'n vleisie braai. Wors braai. Nou Esther het wors uitgehaal. En sy het dit buite in die yskas gesit op die toonbank. Sy het dit nie daar vergeet nie. Maar as sy dit daar sou vergeet het, en môre gaan ons na my ma toe vir 'n paar dae, en ons kom Woensdag, nee, ons kan Dinsdag middag terug, en sy los dit daar, wat gaan gebeur met daai stuk wors? Hy gaan verderf, hy gaan vrot, hy gaan agteruit gaan. Dis die idee van hierdie woord. Dit beteken om van 'n beter posisie na iets slegters te gaan, agteruit te gaan. In 1 Petrus 18 tot 23 word daar kontras geskep met hierdie woord tussen dit wat verganklik is en dit wat onverganklik is. En die verganklike is hierdie. Omdat julle weet dat julle nie deur die verganklike dinge, silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewe is nie. Verganklike dinge in hierdie konteks is silwer en goud. En dan gaan hy verder en hy sê die onverganklike dinge is die woord van God. So hierdie woord kan ook praat van enigiets wat net aards is. Iets wat nie gaan vir altyd hou nie. Iets wat jy nie in die hemel kan hê nie. Dit kan daarvan dalk praat. So as jy in die vlees saai,
dan sal jy dalk net aardse dinge maai. Dis moontlik dat dit daarvan praat. Maar hierdie woord verderf word in kontras gebruik met dit wat gesaai word, gemaai word uit die gees uit, nee. Wat word uit die gees uitgemaai? Wat sê die teks? Uit die gees word die ewige lewe gemaai. So verderf moet in kontras wees met die ewige lewe. So verderf praat heelmoontlik nie van fisiese goed wat agteruit gaan nie, maar eerder van morele en geestelike agteruitgang. Dit is om moreel en geestelik vrot te word. Dit praat van jou verhouding met God wat besig is om te verderf, wat vrot word en agteruitgaan. En die toppunt van daai verderf is wat? Die ewige dood, in plaas van ewige lewe. Dis die teenkontras. So in plaas van om ewige lewe te kry, kry jy ewige dood. Die ewige verderf, die ewige plek waar jou verhouding met God totaal en al die teenoorgestelde is van wat dit moet wees. Want wat is die hel? God is teenwoordig in die hel. Maar hoe is hy teenwoordig? Hy is teenwoordig daar net om te oordeel. Jou verhouding met God het totaal en al gebreek, het totaal en al verderf, totaal en al agteruit gegaan in die hel. Ons geen omdraai nie. Dit is die ewige dood. So die ewige dood is om te wees in die plek waar jou verhouding met God totaal en al gebreek het. En God net daar is om te straf. En vir die persoon wat in die vlees saai, is hierdie lewe dan sy beste lewe wat hy gaan kry, want dit is besig om alles agteruit te gaan. Sy verhouding met God is besig om te vernietig te word. En dit gaan net oorgaan na oordeel op die ou ende. En hy saai, en hy saai, en hy saai, en daar kom 'n oes. En daai oes is daai ewige dood. Verbreeking van jou verhouding met God. Myne 6 vers 23 sê dit so, want die loon, dit wat jy verdien as die betaling vir jou werk van die sonde, is die dood. Jy het gesaai daar, jy verdien die dood. En Jakobus verduidelik ook hierdie proses van saai en maai. Hy gebruik die prentjie of die beeld van iemand wat gebore word en groot word. Jakobus 1 vers 14 en 15 sê, maar elkeen word versoek as hulle deur hulle eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. So daar's die vlees. Vlees wil hê jy moet sondig. En jy gaan en jy bevredig dit. Daarna as die begeerlikheid ontvang het, jy het nou gesaai in hom. Hy het die saad ontvang. Baar dit sonde. Kom 'n plantjie op. En begin groei. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Plant word groot, as 'n oes. Ewige dood. Die wat in die vlees saai, sal net dit maai wat vergaan en sal self ook vergaan wanneer die volle oes inkom. En dis hoekom Paulus hierdie waarskuwing mee begin. Moenie dwaal nie, God laat hom nie bespot nie. As jy aanhou in die vlees saai, sal jy die oes van die vlees kry. Jy sal bederf kry. En hierdie beginsel, het ons gesê, is universeel. Dit tel vir gereddes en ongereddes. Kom ek verduidelik. As jy ongered is en jy hou aan om in die vleesland te saai, dan sal jy nou al verderf maai. Jy gaan nou al jou verhouding met God meer en meer agteruit gaan en gaan staan jy meer onder God se oordeel. Maar eendag sal jy daai volle loon, daai volle oes ontvang. Dis die ongereddene. As jy gered is en jy saai in die vlees, dan ontvang jy steeds verderf in jou verhouding met God. As gevolg van dit wat jy doen, het jy nie meer die vrymoedigheid om kommunikasie met God te hê nie.
Jy bid nie meer soos wat jy moet nie. En as 'n skeidsmuur wat tussen jou en God gekom het, God luister nie meer nie, hy begin sy ore toedruk vir jou. Jy begin daai verderf van jou verhouding met God al ervaar. Jou verhouding met ander gelowiges begin vrot word. Want jy's bang om interaksie met hulle te hê, want dalk kom hulle agter wat in my lewe aangaan. En so begin dit al hoe meer vrot word. En jy doen ook nie hierdie opdragte nie. Jy's nie besig om ongehoorsaam te wees aan hierdie gedeeltes en die opdragte wat Paulus net vir ons voor hierdie gegee het nie. So jou verhouding met God se mense gaan agteruit. Jy begin jou vreugde en jou vrede te verloor. Jy begin jou redding te twyfel. En as jy aanhou om in die vlees te saai, dan mag God dalk selfs so ver gaan deur om jou lewe van jou te neem. 1 Korintiërs 11 vers 30 is 'n voorbeeld daarvan. Waar dit sê dat hulle het aangehou om die nagmaal nie op die regte manier te gebruik nie, en van hulle het siek geword, sê God, en van hulle het slaap. En dis 'n eufemisme vir die dood. Maar as jy werklik gered was, dan sal jy nooit daai volle opbrengs van die vlees ontvang nie. Van dit wat jy gesaai het, ontvang nie. Want therefore there is now no condemnation. Daar's geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. Romeine 8 vers 1. Hy het daai volle prys wat hy ontvang. Hy het die opbrengs van die vlees gevat op homself. Maar jy sal verderf ontvang. Kyk wat sê 1 Korintiërs 3 vers 14 en 15. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, en die daarop is op die fondament van die apostels met Christus as die hoeksteen, is die kerk, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, soos hy net vir die vlees gesaai het, sal hy skade ly, bederf ontvang. Alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuurheen. Dan is daar nog 'n stuk. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, saai in die gees, of kwaad is, saai in die land van die vlees. En hierdie is die een kant van die toepassing van saai en maai, die kant van die vlees. Maar nou is daar die teenoorgestelde kant, die wonderlike kant, die positiewe kant daarvan. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees die ewige lewe maai. Hy wat in die land van die gees saai, hy wat gaan en hy saai tot voordeel van en tot bevrediging van die gees, hy maai wat? Die ewige lewe. Hy ontvang dit wat die gees gee. En ons gaan hierdie oes kry van die gees af, die ewige lewe. En ek bedoel, wie wil hierdie verganklike dinge hê? Wie wil verderfbare dinge hê as jy die ewige lewe aan die ander kant kan kry? En die ewige lewe verwys nie na die lengte van lewe nie. Dis nie hoe lank jy lewe nie. Die mense in die hel lewe ook vir ewig. Hulle lewe ewig lank. Jy moet daaroor dink. Elke liewe persoon, mens wat jy raakloop, gaan vir ewig lewe. Dis 'n ewige wese waarna jy kyk. En daai konsep is ongelooflik as jy kinders kry. Om te dink, hier's 'n ewige wese binne in my vrou. Almal lewe vir ewig. Die ewige lewe verwys na die kwaliteit van lewe, maar nie die kwaliteit van die lewe hoe die wêreld dit bepaal nie. Die kwaliteit van lewe word bepaal deur jou verhouding met God en jou verhouding ten opsigte van sonde. Dis die werklike kwaliteit van lewe. Ewige lewe begin nou vir die wat gered is. Ons het al reeds ewige lewe as jy gered is. Ons het reeds 'n verhouding met God en ons verhouding met sonde het al reeds begin verander. Ons is nie meer onder die straf van sonde nie. Ons is besig om weg te beweeg van die mag van sonde. Soos wat jy die vlees beveg, word die mag van sonde, die vlees in jou se krag al hoe minder.
Maar ons het nog steeds vlees hierso, ons is nog steeds in die teenwoordigheid van die sonde. So ons het nou al ewige lewe, maar ons het nog nie volkome nie. Ons het nog nie volledig nie. Die hele oes het nog nie ingekom nie. Eendag, wanneer ons by God is, dan sal ons verhouding met God perfek wees. Nou groei dit en dit word sterker, maar dit is nog nie perfek nie. En eendag, wanneer ons by God is, gaan ons ons verhouding met sonde totaal al geskei wees. Ons gaan nie meer onder die straf van sonde wees nie. Ons gaan nie meer onder die mag van sonde wees nie. Ons gaan nie eers meer in die teenwoordigheid van sonde wees nie. Dis die ewige lewe. Daar's meer as dit, maar dis 'n kern van wat die ewige lewe is. So ons het reeds die ewige lewe en ons is al reeds besig om te maai. Maar as ons aanhou saai, dan gaan ons meer van hierdie ewige lewe maai. Dus die persoon wat in die Gees saai, is reeds besig om meer en meer van die ewige lewe te ontvang. Want jou verhouding met God is besig om beter te word, en jy is besig om verder weg te beweeg van sonde af. Jy is besig om in die Gees te wandel. En die volkome oes gaan inkom. Op die oordeelsdag, wanneer jy sterf en Christus gaan, vat jy na hom toe. Jy staan voor God. Dis wanneer die volkome oes gaan inkom, waar God vir jou kan sê, mooi so, getroue, goeie en getroue diensknegt. En dan sê hy, gaan in die vreugde van jou Heer. Gaan in die vreugde van jou Heer. En hoe saai jy in die Gees? Hoe kan jy in die Gees saai? Deur die opdragte wat hy vir ons deur hierdie hele gedeelte het, te gaan doen, te gaan gehoorsaam lewe. So deur om jou naaste lief te hê, deur om in die Gees te wandel, deur om die wat geval het op te help en te restoreer, deur om ander se laste te dra, deur om jouself te evalueer teen God se woord, en deur om te deel in die geestelike aktiwiteite van die gemeente. Dit is hoe jy saai in die Gees. En in hierdie gedeelte, hier's niks hierso oor finansies nie. Hier's niks hierso oor geld nie. En ons kan ook nie 1 Korintiërs 9 vers 11, wat duidelik sê dat die wat die woord bedien, behoort die vleeslike en die natuurlike dinge van terug te ontvang. Ons kan nie dit hier inlees nie. Dis nie dieselfde konteks nie, dit praat nie van dieselfde nie. Dit gebruik min of meer dieselfde woorde, maar jy kan nie dit doen nie. As jy in die Gees wandel, dan sal jy jou finansies gebruik om God te verheerlik. En wat ook al jy doen met jou finansies. Maar dis nie waaroor hierdie gaan nie. Hierdie gaan nie oor finansies, dit gaan nie oor geld nie. Om te sê dit gaan, dan mis jy die hele punt. En die Health and Wealth beweging het nie net hierdie vers gevat en het so 'n bietjie verkeerd geïnterpreteer nie. Hulle het dit heeltemal omgedraai, onderste bo gaan plaas. In hierdie beweging het hulle wat hulle noem Seed 5 of Seed of 5. En hierdie idee was die eerste keer deur Oral Roberts uitgedink in die 1950s tot die 1970s. Nou die lang tydperk is, hy het eers een naam gehad daarvoor, en toe het hy die naam gaan verander, en 'n ander naam gebruik. En hy het soveel geld deur hierdie ding gemaak, dat hy sy hele bediening daar rondom gebou op die ou ende. En dit bestaan nou nog, jy kan nou nog gaan kyk, daar's so 'n webwerf, met 'n ou wat dieselfde van het as hy, ek neem aan is sy seun, ek het nie verder gaan opsoek nie. Ter basis wat hierdie teologie sê, hierdie Seed 5 of Seed of 5 teologie sê, dat jy gaan en jy saai in God se koninkryk. En die manier hoe jy gewoonlik saai in God se koninkryk is, jy gaan gee geld aan die leraar, valsleraar, se organisasie. Dis hoe jy saai in die koninkryk. En dan glo jy hoeveel jy sal maai. Jy glo hoeveel maal jy gaan terugkry. En dit kan enigiets wees tussen 7 en 100. En die hoeveelheid het verander, en dit gebruik verskillende plekke in die Bybel om verskillende hoeveelhede te kry. Die hele gelykenis van die saaier, 30, 60, 100 maal. So jy kan enigiets tussen 7 en 100 maal kan jy gaan voorglo. So jy kan gaan en jy saai R100 en dan glo jy met die geloof dat jy gaan 100 maal terugkry, so dan kry jy R10,000 terug. Of jy kan gaan en jy maai R1,000 en dan glo jy kan 100 maal terugkry en dan kan jy R100,000 terugkry. En gewoonlik is dit wat jy terugkry
materieel, geld. En jy kan enige tipe van iets saai wat in geld kan omgesit word. So jy kan 'n huis saai, jy kan 'n kar saai, jy kan wat ook al saai. En dan kan jy weer terugmaai. Maar dit is presies die teenoorgestelde van wat hierdie vers sê. Hulle dink hulle saai in die gees deur om geld te gee aan hierdie organisasie, instansie, en wat wil hulle dan terugkry? Nie ewige lewe nie, hulle wil nie verderflike goed terugkry. Hulle wil aardse goed terugkry. Hulle wil materiële goed terugkry, hulle wil geld terugkry. So hulle dink, ons saai in die gees, ons kry terug van die vlees. Dit maak nie eers sin nie. Maar dis nie wat hulle doen nie, dis net wat hulle dink. Wat hulle regtig besig om te doen is, hulle is besig om in die vlees te saai. Want as jy die idee het van, weet jy wat, ek gaan geld vat, en ek wil ryk word, ek is geldgierig, en ek gaan dan dis hierdie geld vat, en ek gaan op hierdie manier, gaan ek maklik geld terugkry, sonder om daarvoor te werk, dis vir die vlees saai daai. Die Bybelse beginsel is dat ons moet hard werk. Die Bybelse beginsel is, ons moet versigtig wees vir dinge waar ons kan net vinnig geld maak. En geldgierigheid is, ja, dis 'n plek waarvan af sonde kom. Geld self is neutraal. Die liefde vir geld is 'n ander ding. So wat hulle eintlik doen is, hulle saai in die vlees, en wat kry hulle terug? Vlees. Dit wat kan bederf, as hulle iets terugkry. Want die beginsel werk nie so nie. En vir hulle tel hierdie, en vir ons, hierdie waarskuwing, moenie dwaal nie, God laat nie met hom bespot nie. En ons moet mense gaan waarsku, want die oes gaan inkom wat hulle besig is om voor te saai. Dit daar gelaat. So ons het gesien die beginsel, en ons het gesien hoe Paulus die beginsel toepas. Ons derde punt, die volharding in die saai as gevolg van die maai. Kom ons kyk na vers 9. En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. Om goed te doen in hierdie konteks is om in die gees te saai, om in die gees te wandel, om gehoorsaam te wees aan die gebooie wat hy vir ons nou net gegee het. Dis wat dit is om goed te doen. En Paulus sê ons moenie moeg word nie, en hy sê ons moenie verslap nie aan die einde van die vers. En hierdie twee woorde is ongelooflik naby aan mekaar. Hulle is sinonieme van mekaar, baie dieselfde betekenis. En omdat hy twee woorde gebruik wat so naby aan mekaar is hy besig om dit te beklemtoon. Hy sê luister, jy het nodig om hierdie te hoor. Moenie moeg word nie, moenie verslap nie. Nou daai woord moeg word, hierdie idee van jy's besig om jou moed en jou motivering te verloor omdat jy moeg geword het, omdat jy afgemat geraak het. Die Engels vertaal dit do not lose heart. So jy weet jou begeertes en jou wil is besig om te verslap en agteruit te gaan. En die woord verslap het hulle gebruik van 'n boog wat jy gespan het en dan laat jy hom stadig teruggaan sodat hy weer slap is. So hy's nie reg om te doen wat hy moet doen nie. Hy begin verslap. So die idee is jy begin verslap, jy's nie meer ingespan om die goeie te doen nie, want jy het moeg geword. Moeg geword om te wag vir die oes om in te kom. En ons moet daaraan dink, elke liewe persoon wat 'n saadjie ergens in die grond opdik, wat 5 minute later gaan terugkom en gaan kyk, het hy opgekom, gaan teleurgestel wees. Want 'n saadjie vat nie 5 minute nie, dit vat tyd, net vir die plantjie om op te kom, en dan eers later is die oes. Ons moenie woeg word nie, ons moenie verslap nie. So ons moet volhard, die teenoorgestelde van daai twee woorde is om te volhard. Ons moet gemotiveerd bly, ons moet styf gespan bly, ons moet volhard. So ons moet volhard daarom om in die gees te saai, om goed te doen, om die vrug van die gees te kweek. En hoekom? Hoekom moet ons volhard? Hoekom moet ons aanhou? Die teks sê, want, so rede, motivering, op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. As ons aanhou volhard. Nou ek weet nie van hoeveel van julle het al die Malva lekker toets, marshmallow test al gesien nie, raak geloop ergens op die internet nie. Kyk wat hulle doen is, hulle vat 'n jong kind, hy's voorskool,
En hulle sit hom in 'n kamer, daar's niks anders in daai kamer, daar's 'n tafel, daar's 'n stoel, daar's 'n bordjie, daar's 'n malva lekker, marshmallow. En hulle sê vir hom, okay, jy moet hier sit en wag, jy mag nie daai marshmallow eet nie. As jy gewag het totdat ek terugkom, dan kry jy 2. As jy nie gewag het nie, en jy het hierdie ene al begin eet, jammer, as ek terugkom kry jy net daai een. Jou keuse. En wat dit so moeilik maak is, hulle sê nie vir die kind hoe lank hulle gaan weg wees nie. Hulle sê net wanneer ek gaan terugkom. So die kind weet nie, hy weet nie hoe lank hy moet wag nie. En die kinders se reaksies is dis koslik. Weet die manier hulle self inhou en weet hulle wil vat en hulle wil proe, en maar hulle moet hulle self terughou. Hulle moet aanhou, hulle moet vasbyt. Hoekom? Want hy wil 'n ander malva lekker hê. Hy soek nog een. En die punt is, as hulle volhard, dan kry hulle beloning op die bepaalde tyd. Die persoon wat uitgaan, weet presies hoe lank dit gaan vat voor hulle terugkom. Hulle het dit vasgemaak, maar die kind weet nie. En omdat die kind nie weet nie, is die kind die hele tyd in afwagting, en hy is die hele tyd besig om te moet vasbyt en aanhou, want enige oomblik kan hierdie ander een inkom, enige oomblik kan ek nog een kry, maar dit raak so lank. Net so moet ons volhard. Want ons gaan nie nog net 'n malva lekker kry nie. Ons gaan die ewige lewe kry. Ons gaan die oes van die Gees kry. En ons gaan daai volheid kry van 'n verhouding met God. Teenswoordig wees, saam met hom wees. En net soos wat hulle ook nie weet wanneer hierdie persoon gaan terugkom nie, net so weet ons ook nie wanneer God gaan kom vir ons nie, en saam met hom die beloning gaan bring nie. Maar ons moet volhard, ons moet aanhou, want op die regte tyd sal hy terugkom. En waarna verwys daai woorde op die regte tyd? Dit verwys heel moontlik na die finale oordeel. Die finale oordeel. Maar die manier hoe Paulus hierdie woorde stel, gee ook vir ons die idee dat dit is die regte tyd wat deur God bepaal is. God wil hê, of wil vir elkeen van ons, kom sê dit anders, God het vir elkeen van ons 'n regte tyd bepaal. En elkeen van ons se tye is anders. Ek weet nie wat my tyd is nie, ek weet nie wat jou tyd is nie, maar ons almal het 'n regte tyd. En ons mag dalk voel dit word te lank. Ek weet nie of ek nog kan aanhou nie, ek weet nie of ek kan voluit hou nie. Maar ons moet aanhou, want op die perfekte tyd, die tyd wat deur God bepaal is, sal hy terugkom en dan sal ons oes, dan sal hy ons kom beloon. Dan sal ons maai. So ons moet volhard en die saai as gevolg van die maai. En laastens, die beperkte geleentheid vir saai. Kyk na vers 10. Laat ons dan, terwyl ons geleentheid het, aan almal goed doen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. En hierdie praat van 'n beperkte geleentheid vir saai. Hier is die finale opdrag wat Paulus vir ons gee in hierdie hele lang gedeelte. En die opdrag is dat ons sal aanhou goed doen terwyl ons geleentheid het. Elke tipe saad wat jy gaan plant, het 'n tydperk wat jy dit in gaan plant. Jy kan nie net enigiets enige tyd gaan plant nie. Ertjies plant jy middellaat winter. Boontjies plant jy lente. Eie plant jy so vroeg as moontlik, want hulle vat so lank om te groei. Jy plant hulle in die herfs. Radyse kan jy enige tyd van die jaar plant. Maar die punt is, elke saad het 'n tydperk wat jy dit kan plant, en dan is daai tydperk verby. Net so met hierdie saad. Hierdie saad is daar ook 'n beperkte tydperk waartydens ons dit kan saai. Nou waarna verwys Paulus as hy sê terwyl ons geleentheid het? Nou van die Engelse vertalings het hierdie as we have opportunity. As we have opportunity. In Afrikaans sal dit soos volg wees: soos wat ons geleentheid het. En hierdie is 'n moontlike vertaling van die Grieks, maar dit skep vir ons so half 'n idee van, jy weet, die geleenthede gaan hulle self voorbring. En as die geleentheid dan maar daar is, dan moet jy goed doen.
Dit is so half 'n meer 'n passiewe manier om na dit te kyk, na die vers te kyk. Maar dit is nie wat Paulus hier bedoel nie. Kom ek verduidelik dit vir julle. Daai woord geleentheid is die Griekse woord kairos. Okay, so laat julle gaan 'n bietjie kairos. Julle ken Kronos? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Kronos is die verloop van tyd, dis tyd. Kairos is 'n tydperk. Dis 'n groter gedeelte, dis 'n bepaalde tydperk. So hierdie praat nie van 'n spesifieke tyd of 'n spesifieke geleentheid nie, dit praat van 'n hele groter tydperk van geleentheid. So Paulus sê dis nie soos wat jy geleentheid het, moet jy goed doen nie, maar Paulus sê terwyl ons hierdie hele tydperk van geleentheid het, moet ons goed doen. Ons kan net saai in die gees terwyl ons hier op aarde is. Dit is die bepaalde tydperk terwyl jy nog lewe. So hierdie lewe nou is die geleentheid. En dit is die enigste geleentheid wat ons het om goed te doen aan ander, om te kan saai in die gees sodat ons sal maai. Ons kan dit so sê, jy kan net saai in die gees terwyl jy nog in die vlees is. Maar ek gebruik die woord vlees daar anders. So jou hele lewe nou is 'n geleentheid om goed te doen aan ander. Dis wat Paulus hierso probeer sê. En omdat ons net hierdie kort tydjie het, ons lewe op aarde, daarom moet ons aan almal goed doen. Almal. Dis moet ons wandel, hierdie wandel in die gees van ons is nie net beperk tot in die gemeente nie, dis oral waar jy gaan. Waar jy ook al gaan, moet jy besig wees om die vrug van die gees te kweek en te dra. Moet jy besig wees om hierdie opdragte uit te voer. En die praktiese uitwerking van hierdie is baie, baie wyd. Enigiets wat jy doen, luister mooi, tot die voordeel van ander en tot God se glorie is om aan ander of almal goed te doen. Dit is om in die gees te saai. Enigiets wat jy doen. So hier is jou hele lewenswandel, word hier ingesluit. En kyk wat sê Paulus dan. Hy sê, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. So hy sê, laat ons dan terwyl ons hier op aarde is, terwyl ons nog lewe, aan almal gedoen, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. En daai woord die meeste is die oortreffende trap. Dis in die oortreffende trap. Baie, meer, meeste. Dis daai woord. Hulle doen dit in Grieks ook. Selfde goed. So as jy goed doen aan die wêreld, dan moet jy nog meer goed doen aan Christene. En veral Christene in jou eie gemeente. Dis die idee. So jy kan nie daar buitekant gaan goed doen, terwyl jy besig is om die binnekant, jy het nie verhouding nie binne in die kerk nie. En jy kan nie gepla wees oor verhoudinge binne in die kerk nie. Jy gee nie om hierdie opdragte wat vir die kerk bedoel is te doen nie, maar jy is heeltyd besig op buitekant. Dit pas nie, dit werk nie. So ons moet meer fokus om in die gemeente goed te doen. Ons moet aan almal goed doen en ons het geleentheid, soos wat ons rondbeweeg in die wêreld en ons kan geleenthede gaan skep, want ons lewe nou is die enigste geleentheid wat ons het, maar ons moet meestal in die kerk en die gemeente goed doen. So laat ons werk om 'n gemeente te word wat geken word aan ons goeie werke in die wêreld. Maar laat ons nog meer die meeste gekenmerk word aan ons goeie werke in ons dien en ons liefde vir mekaar. So die vraag is, waar is jou hart? Waar is jou skat? Waar is jy besig om te saai? Is jy besig om te saai in die land van die vlees of in die land van die gees? En mag ons mekaar bemoedig, mekaar aanspoor om te saai in die land daar waar ons eendag in die hemel kan oes. Met die ander goed wat ons saai, kan ons net nou oes. En ek sluit af met 3 verse uit Kolossense 3 uit.
Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want jy het gesterwe en jou lewe is saam met Christus verborge in God. Wanneer, as die tyd wat ons gaan saai, wanneer Christus wat ons lewe is geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir u woord wat so duidelik kommunikeer, Heer, so duidelik vir ons uitwys dat u het beginsels in hierdie wêreld vasgelê, Here. Gehoorsaamheid aan u word beloon. En ongehoorsaamheid aan u word toegelaat om met sy pad te gaan, en dit is straf op die einde, Here. Dit is 'n verhouding wat gebreek word met ons het met u, wat net agteruit gaan en meer agteruit gaan. Help ons, Here. Help ons om vir u te lewe. Help ons om ons naaste te gaan dien in liefde. Help ons om in die Gees te kan wandel, om die vrug van die Gees te gaan kweek. Help ons as dit nodig is om strukture in plek te sit wat ons kan help daarin, Here. Maar Here, hierdie goeders kan ons nie, ons kan nie ons natuur, onsself, ons binnekant verander nie. U moet kom en u moet ons verander, Here, en ons moet geloof hê in u. Ons moet vertrou in u. En dan as ons liefde in u het, Here, dan moet ons daai liefde gaan uitleef. Dan moet ons gaan saai. Dan moet ons gaan dien. Dan moet ons gaan laste dra. Dan moet ons gaan ophelp. En Here, ons kan ook nie hierdie doen uit ons eie krag uit nie, maar ons dank Here dat u het ons nie alleen gelos nie. U het die Gees vir ons gestuur. U het vir ons die woord gegee. U het die gemeente opgerig. Help ons, Here, om dit wat u vir ons gegee het, om dit te gebruik, om vir u te lewe en te verander, en te gaan saai in die Gees, en nie in die vlees nie. Ons bid dit in die naam van ons Redder Jesus, wat eendag weer gaan terugkom, en saam met hom gaan ons dan verheerlik word. Amen.